Hallo Katkassasie maatjies, ons is vandag by les 13 en dit kom uit Joshua 11 tot 24 as ook Rigters 1 en Rigters 17 tot 21 in die Bybel. Nou hierdie stukkie gaan oor God wat gehoorsaam het eis van sy volk wat hy uitgekies het om sy kinders te wees. Goed, nou hier is 'n kaart van die hele Kanaan wat hulle nou ingevoer het. Daar is die Jordaanrivier wat hier oploop, hier is die Dooie See. Nou soos jy kan sien is hier verskillende stamme. So toe die Israeliete nou die hele land ingeneem het, het hulle opgedeel in verskillende stamme wat in verskillende dele van die land bly. Hier is Aser en Manasse het daar deel en hier het hulle nog gedeel, Ephraim, Dan, Benjamin, Juda, Simeon, Reuben, Gad, Issachar, en so kan jy tel dat ons net 11 sien. Waar is die 12de stam? Nou die 12de stam was die Lewiete. Nou hulle het geen grondgebied gehad nie. Met ander woorde, daar was nie vir hulle 'n stukkie land nie. Hulle moes hulle lewens aan die werk van die Here wy. Hulle het nie grond nodig gehad om dit te doen nie. Hulle het wel net hulle monde en hulle lewens nodig gehad. Nou hulle het 48 stede gehad waar hulle gebly het. En dan moes die volk hulle tiendes betaal om vir 'n inkomste te sorg sodat hierdie mense kan hulle werk doen. Nou daar was vrystede weerskante van die Jordaan. En as daar so iets met jou gebeur het soos dat jy per ongeluk iemand doodgemaak het, kon jy na enige van hierdie 3 vrystede toe beweeg. En dan kon die familie van die persoon wat jy doodgemaak het nie wraak neem en jou daar kom doodmaak nie. Jy moes net daar in die vrystede gebly het. Nou as die hoëpriester van die land of die stukkie land waar jy gebly het, dood gegaan het, dan kon jy weer teruggegaan het na jou dorp en dan was jy weer veilig. Nou ons kry 2 gelowiges wat hulle eie grondgebiede gekry het. Die een se naam was Caleb en die ander een se naam was Joshua. Nou dit is eintlik name wat nie vir ons baie vreemd klink nie, want ons het van hulle geleer al vroeër by verlede week se les, waar hulle die 2 verspieders was, wat bietjie gaan kyk het wat in Kanaan en wat veral daar by Ragab aangaan, hulle het by Ragab oorgebly. Nou Caleb het volgehou dat hulle die land moet verken en verower soos wat die Here beveel het. En hy kry dan sy eie grondgebied, die gebied wat ryk is aan fonteine by Hebron in Juda. Nou hier is net so 'n prentjie hieronder is Juda en daar is Hebron, so dit is waar hy toe nou gewerk en gebly het. Joshua het saam met Caleb aangehou om die land te verken soos die Here beveel het, maar hy het die stad Timnat Serach in Ephraim ontvang en hy daar gebly totdat hy dood gegaan het. Hier is Ephraim. Hy wys nie op hierdie kaart presies vir ons waar is hierdie stad Timnat Serach nie, maar ons weet dit is in Ephraim. Goed, nou Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse, hierdie 3 stamme, het na die verdeling van die land na hulle eie grondgebiede getrek. Hulle het die byt, met ander woorde dit wat Joshua hulle gekry het toe hulle die stede van Kanaan verower het, die goud, die silwer en al die goeders, het hulle, wat hulle Joshua verdeel het hierdie mense gevat. En toe het hulle oos van die Jordaan, nou as mens mooi kyk, oos van die Jordaan, ons gaan terug na daai kaart toe aan die begin, hier is die Jordaan, so oos van die Jordaan, hierdie kant van die Jordaan, het hulle toe 'n gedenkteken opgerig. Nou, die res van die Israeliete was baie ontsteld, want niemand mag op 'n ander plek as by die tabernakel 'n altaar oprig en offer nie. So 10 van die familiehoofde het toe na Gilead gegaan en die 3 stamme beskuldig daarvan dat hulle ontrou en afvallig geraak het, sodat hulle ongehoorsaam was. Hulle was bang dat God sou kwaad word oor hierdie 3 stamme se sonde. Wat gebeur toe? Hulle sê, dit was nie hulle bedoeling nie, hulle wil nie sonde doen nie, maar hulle was bekommerd dat hulle afgesonderdheid, met ander woorde dat hulle so heeltemal op hulle eie bly, hulle van al die ander stamme sou vervreem, dat die ander stamme van hulle sou vergeet het. En hulle het toe gereken, die stamme wes van die Jordaan, sou dink dis hulle is 'n groepie wat nie 'n deel het aan die Here nie, met ander woorde dat hulle nie aan die Here glo nie. En om te keer dat die stamme aan die ooste kant van die Jordaan afvallig raak, met ander woorde dat hulle vergeet van die Here, het hulle 'n altaar gebou, maar hulle het nooit daarop geoffer nie. En dit was net om hulle te herinner dat die Here hulle God is. Nou, toe was hierdie stamme wat hulle kom aanspreek het, heeltemal tevrede met hulle antwoord. Nou Joshua was 110 jaar oud toe hy dood is.
Nou, hy is dood en hy is begrawe op die grond wat die Here aan hom gegee het. Met ander woorde, hy is daar waar hy gebly het, is hy toe nou oorlede. Nou, Joshua se naam dui op verlosser en dit wys vir ons vooruit na Jesus Christus. En dit is hoekom die Ou Testament en die Nuwe Testament van ons Bybels nie geskei kan word nie. Want Joshua is in die Ou Testament en Jesus het ons in die Nuwe Testament van gelees. En dit is hoekom dit 'n eenheid vorm. Nou Joshua het die Israeliete na die beloofde land gelei uit die woestyn uit en net so het Jesus ons uit ons sonde uit lei hy ons na die ewige lewe. So sien julle daar's 'n groot ooreenkoms en dit is hoekom die woord vir ons so ongelooflik is. Nou die Israeliete het toe voortgegaan om die land in te neem en dit het goed gegaan vir 'n ruk. Hulle het nie 'n koning of 'n leier of iemand gehad wat hulle lei nie, want God het hulle gelei. Maar, soos wat ons maar ook elke keer weer sonde doen, sonder dat ons dit wil doen, het hulle ook afvallig geraak en elkeen het net maar gedoen wat hy wil en geglo wat hy wil. Hulle het nie meer Kanaan oorgeneem soos die Here hulle beveel het nie. Hulle en die Kanaaniete het nou in groepe bymekaar gekom. So die mense wat eintlik nie meer in daai land moes bly nie, het toe nou in groepies bymekaar gekom en dis dan waar daai moeilikheid uitbreek. Israel was te bang om hulle aan te val. Hulle het begin om saam met die Kanaaniete afgode te aanbid en beeltjies in hulle huise aan te hou en allerlei vreemde dinge te doen wat die Here nie wou gehad het nie. Micha is afkomstig van die berge van Efraim. Nou, Micha was baie ryk en sy afgodsdiens was indrukwekkend, maar eintlik is afgodsdiens nie vir ons indrukwekkend nie, want dit is nie wat die Here vir ons vra nie. Ons sal eerder beïndruk wees deur mense wat hulle geloof ernstig opneem en wat gehoorsaam bly aan die Here. Nou, een nag het 5 spioene by hom kom oornag en hulle het teruggekeer na Dan waar hulle vandaan kom en hulle het almal vertel van hierdie Micha en hoe ryk hy is en hoe baie afgodsbeeldjies hy het. Hulle het toe met 'n leer van 600 Daniete. Daniete is mense wat van Dan afkom en hulle het Efraim binne geval. Aan die ander wyse toe wil hulle kom oorlog maak. Hulle het vir Micha en sy afgode geneem om as priester vir die Daniete op te tree, omdat hulle gedink het hy is so wow, omdat hy so ryk is. Hulle het na Lais gereis. Dit was 'n plek met vrugbare grond, hulle het dit oorgeneem en hulle het hulle eie heiligdom daar gevestig. Nou dit is nie regtig iets wat ons glo die Here wou gehad het hulle moet doen nie. Die Here wou hê hulle moet gehoorsaam bly, hulle moet die land van die Kanaaniete oorneem en hulle moet die Here se woord daar verkondig. Maar hulle was afvallig en hulle het weer oor en weer met mekaar getrou sodat die Israeliete en die Kanaaniete met mekaar gemeng het. Nou die les wat ons hier uit leer, is die Here wil hê ons moet gehoorsaam wees. Al is daar nie 'n juffrou of 'n mamma of 'n pappa of 'n meneer wat oor jou skouer loer en kyk dat jy die regte ding doen nie, wil die Here nog steeds sê, ons weet wat is die regte ding. Kom ons doen eerder dit, as wat ons ongehoorsaam is en die verkeerde dinge doen wat die Here haat. Kom ons probeer elke dag eerder om die regte ding te doen, as om die verkeerde ding te doen en dan sonde te doen. En ek glo, as ons Bybels lees, sal ons weet wat die regte ding om te doen. Lekker dag, maats.